reg, goeienaand. Ek voel ek moet net sê, daai blyk was 'n JP sin. Maar welkom saam met ons hier. Maar weet jy hoekom doen dit? Want ons kry altyd dit verkeerd. Hoeveel shoots het ons nou gehad met die verdieping? So goeiemôre en so wag, ek moet oordoen. En ons voel ons wil dit nie goeiemôre stempel en dan luister jy dit in die aand en dan is dit soos dis irrelevant nie. En ek hou daarvan so goeiemôre. So it's working. It's working. Wat jy nou kan doen is nou kan jy dit in Spedi, in Zulu, Afrikaans, Engels, Xhosa en jy verstaan, ek mag dalk, maar ek kan nie. Maar welkom aan almal. Ons kuier vandag lekker. Ons kuier 'n bietjie rondom Pastor se woord van Sondagoggend. Yes. Krone vir aanbidding. Ja. Ilse, die vorige week het ek klaar gemaak met 2 weke terug het ek klaar gemaak met die reeks van hardloop bly in jou baan. En ek het afgesluit met die gedagte rondom krone, maar ook die gedagte wat die woord skep rondom ons gaan krone ontvang en ons gaan heers saam met Christus in die wêreld hierna, die lewe hierna en so 'n bietjie wat dit beteken en daaroor gefokus en die autoriteit en die heerskappy en dan wat dink ons wat beteken dit? Maar die woord is van so 'n aard as dit kom by die lewe hierna, dat dit nie die hele prentjie vir ons inkleer nie. Dit gee ons genoeg inligting om te weet wat gaan gebeur, maar daarna dan sal soveel dinge wat dit mag beteken en kan beteken en ons sal dan ten volle weet. Die woord sê ons ken nou ten dele. Ja. Ons verstaan nou ten dele, puzzle pieces, ons het 'n idee, maar dan sal ons ten volle weet. So, maar dit het my gelei dan om nou 2 weke 3 weke tyd te spandeer met die Heilige Gees oor die gedagte van krone. En ek het baie lank gelewe met die gedagte dat ek wil net hemel toe gaan. Jy weet, as ek net hemel toe kan gaan en ek kan Jesus van aangesig tot aangesig sien, en ek dink die luisteraar kan daarmee saamstem, wat 'n wonderlike dag. Absoluut. What an amazing moment as ons net Jesus gaan sien en beleef. En dan is die tweede ding, ek sal so graag wil hê hy moet sê, welkom my kind. Well done, my faithful servant. En daai gewoorde sal ek graag wil hê en dit sal my beloning wees. As ek kan hoor Jesus sê, well done my faithful servant, dan is ek soos, ek het gelewe vir hom en hy is tevrede met my lewe hier. En nou is die vraag, of die vraag wat ek met die Heilige Gees gehad die laaste 2 weke is, gaan ek dit hoor? Gaan ek dit hoor? Lewe ek van so 'n aard dat ek dit gaan hoor, of lewe ek net om dit in die hemel te maak? Want dit is 'n gesindheid, dit is 'n gesindheid wat jy moet inneem om te sê, okay, maar ek lewe vir iets meer as net dit maak in die hemel. Ek wil daar kom en ek wil hê Jesus moet sê, well done. So 'n bietjie introspeksie gedoen. Jy moet introspeksie doen om op haar plek te kom. Jy weet, ons kan so maklik afgelei word van wat ons hier op aarde moet doen en wat ons doel is. Sorry. So, ons kan so maklik fokus verloor van hoekom ons hier is en ons vra die vraag, wat doen ek hier? Hoekom leef ek? Wat doen ek op aarde? Wat is my doel hier? Hoekom het Jesus my hier? En die laaste 2 weke die vraag herhaalde by my opgekom en die vraag is nie wat doen ek hier nie? Wat doen ek hierna? Weet? Wat gaan ek dan doen? Wat het ons? Pastor praat, ons het die verdiep gedoen so 'n bietjie vroeër en ons het juist gepraat oor hoekom is ons besig om hier te leef? Wat kan ons hier bymekaar maak? Die vraag het so 'n bietjie opgekom oor what's the purpose of making anything? Hoekom collect ons hier so bymekaar? Ja. Jy het 'n bietjie daaroor gesels. Ja, en weet Jesus sê, dan sê Jesus, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak nie, want mot en roes dit kan verniel nie en dit nie ewigheidswaarde nie. En so die vraag is, okay, Jesus sê dan maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Nou, die gedagte van die hemel, as jy die skrif bestudeer, weer eens is, wat gaan ons in die lewe hierna hê? Wat gaan ons doen? Dit is nie net 'n hemelgedagte op die wolke nie, en dit is ook nie net 'n gedagte van die hele tyd voor Jesus se troon staan en hom aanbid nie, want ons hoor van 'n nuwe aarde wat geskape gaan word, 'n nuwe hemel wat geskape gaan word. So, dan begin nou besef, daar's meer toe het as net dit. Daar gaan 'n ontmoeting wees en dis 'n reality, maar wat gebeur hierna? En wat is dan 'n skat? Want as almal paleise het wat gered is, dan gaan ons brag oor wie se huis is die grootste. Nee, almal gaan dit hê. As al die strate vol goud is, gaan goud iets beteken. Nee, as jy weet, as parels, edelgesteente is alles, as dit geen waarde het nie, wat is dan 'n skat? Want 'n skat is 'n waardevolle ding. En dit bring my by die gedagte dan, daai ontmoeting met Christus
wat net hierna gaan gebeur. Die ontmoeting voor sy Bema Seat, die 2 Korintiërs 5 vers 10, wat Paulus sê, ons moet almal voor hierdie regterstoel, wat dan vertolk is van die Griekse woord Bema, ons moet almal voor hierdie Bema Seat van Christus verskyn. Daai ontmoeting is real, en dis daar waar jy jou skat gaan ontvang. Nee. Dit is in daai oomblik, en Paulus praat van die krone, daar's 5 krone, en ons gaan bietjie daaroor tyd spandeer in die volgende paar weke, maar daai is die skat. En Jesus meet skat so 'n bietjie anders as die wêreld, né? Yes. Ek seker dit gaan nog kom, ek kan nou nie voor uitspring nie, maar daar's something different. Ons praat van, jy weet, ons kan ons kinders dalk hemel toe vat, of ons kan dit waarmee ons tyd aan spandeer, is dit wat ons kan nie altyd dit vat nie, maar ons kan 'n siel hemel toe vat. Dis 'n ewigheidswaarde. Yes, so die measurement is bietjie different. En dis dit, jy weet, as ons sê ons kan ons kinders of ons vriende 'n siel saam hemel toe vat, dan praat jy van een van die krone. Daar gaan 'n kroon uitgedeel word vir die persoon wat bereid was om die evangelie te verkondig en disippels te maak en mense hemel toe te vat in daai konteks, né? Daar gaan 'n kroon uitgedeel word vir so 'n persoon. Nou, as ons net weer terugstap en ons dink aan, okay, hoekom het dit soveel waarde? Hoekom kry ons 'n goue kroon vir so iets? Want wat dit eintlik is dit is 'n beloning vir jou as mens wat toegelaat het dat Christus deur jou iets doen. Dis 'n verhouding met die Heilige Gees. Dis eintlik 'n beloning vir jou, net omdat jy bereid was om hom toe te laat om deur jou lewe te werk. Jy word nie eens beloon vir jou eie werke nie. Jy gaan nie eens 'n beloning kry, hoor, ek gee jou geld want jy het my iets gegee. Dis nie wat daar gebeur nie. Dis nie 'n onderhandeling. Dit is ek beloon jou want jy het my so lief gehad dat jy my kans gegee het om deur jou te werk. En my Heilige Gees het siele tot bekering gelei. My Heilige Gees het die evangelie verkondig. My Heilige Gees het mense gered. Nie eers jy nie, maar net omdat jy bereid was om my toe te laat om in daardie area van jou lewe te werk, gee vir jou kroon. En dis 'n skat. Maar dis een van die krone. Daar's 5 krone wat die woord duidelik van praat, en dan sal moontlik nog 2 of 3, maar miskien is daar baie meer. Maar jy weet, een van daai krone is dit, een van die krone waaroor gepraat word, en ek gaan nou nie al die krone raak nie, maar een van die krone is om Jesus so lief te hê dat jy hom elke dag verlang. Relationship, en dis juist hoekom ek dit noem, is jy gaan 'n kroon kan ontvang, omdat jy Jesus so lief het, dat jy elke dag na hom verlang. Elke dag 'n verlange het na sy wederkoms, die ontmoeting met hom. En baie keer as ou hieroor praat, dan is dit soos, wow, ons praat nie van 'n depressiewe mindset nie. Ons praat nie van 'n mindset wat jy weet, liewers hier nou wil sterf en oorgaan nie. Maar dis wat Paulus dan sê in Filippense 1, vers 21, gaan sê, om te lewe is Christus, maar om te sterwe is 'n wins. So, jy moet die lewe as Christus doen. Jy moet dit doen, jy moet jou lewe ten volle doen, hom toelaat, dat wie jy is Christus word. Paulus sê, just imitate me as I imitate Christ. Jy weet, laat net toe, have the mind of Christ. Be transformed to become Christ-like. Dis die tipe woorde wat Paulus gebruik. Hoekom? Want dan gaan jy in die lewe hierna 'n kroon ontvang van hom af, wat symboliseer dat jy hom toegelaat het om deur jou te werk. Which accounts for this. Pastor, eerlik, die diepte van wat jy gedeel het, die waarde van wat jy gedeel het, vir my baie laat dink na die tyd. En dan, ek sê weer, die ywer en die vrymoedigheid ook om hierdie goed na te streef. Want soveel keer is dit daai wat ek sal eerder wil sterf, want hierdie maak nie sin nie, en is asof hierdie woord so 'n bietjie konteks bring oor hoekom is hierdie belangrik, hoekom kan dit lekker wees, en absoluut soos in put in your best, want daar is 'n rede waarvoor jy hierdie baan besig is om te hardloop. Daar gaan 'n kroon uitgedeel word, né, vir die wat deur verdrukking gaan. En verdrukking in ons konteks is finansiëel. Dis gesondheid. Dis in verhoudings. Jy weet, daar gaan 'n kroon uitgedeel word vir die persoon wat deur moeilike tye gegaan het in een van daai afdelings van hulle lewens, né, en volhard het tot op die einde. Nou, as ek dit sê, dan kom die name by my op, net in ons eie gemeente. Mense wat deur kanker gaan, mense wat deur ander gesondheid kwessies gaan, situasies gaan, mense wat
jy weet, gediagnoseer is met iets, en dan hou hulle vas aan die beloftes in Christus, en hulle hou vas aan hulle liefde en hulle passie vir hom. Dit sê nie dis maklik nie. Nee. Dit sê nie dis maklik, maar dis 'n getuienis, jy weet, en dan sê hy, kom moet iemand 'n kroon kry vir dit? Waan doen jy dit? Dit is nie so maklik nie, om vas te hou, nog steeds te glo, en jy voel nie die genesing, of dit gebeur nie, en om vas te hou tot op die einde, en dan sê Jesus, hy sal so iemand 'n kroon gee, en ek dink aan Lazarus by die ryk man se deure, wat vir so lank so swaar gekry het, en dan kom hy en dan lê in Abraham se boesem, en dan sê die woord dat die ryk man het reeds alles gehad. Hy het sy beloning hier op aarde gehad. Hy die maklike lewe, die great lewe, hy het dit gehad. Lazarus verdien 'n beloning. Absoluut. Hy verdien 'n beloning, en dan is dit, jy weet, mense wat deur moeilike tye gaan in verhoudings, jy weet, deur 'n egskeiding, of deur 'n huwelik wat baie gebroken is, en 'n man of vrou, wat vashou aan Jesus, en weier om te laat gaan, terwyl hulle lewensmaat besig is om God af te maak as 'n leuen, en ons het dit, ons sien dit, ons weet van huwelike, waar daai een persoon vashou, en daai verdrukking in daai verhouding deurgaan tot op die einde. Jesus sê, ek gaan vir jou 'n kroon gee. En weer eens, jy kan dit net doen wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees jou versterk, uitdra, finansiëel. Jy weet, ek kan so aanhou oor hierdie goed, maar daar gaan 'n kroon wees vir dit, en iets hoofie. Nou, presies wat jy sê, nou raak ek excited, nou daar's soveel skrifgedeeltes waaroor ek wou praat Sondag, maar nou sê Paulus, om deur verdrukking te gaan is 'n wins. Jy weet, dit is great, hoekom kla jy, gaan daardeur, doen dit, want as hierdie ding lei tot die dood, en as jy vashou met hierdie ding tot die dood, of wat deurgaan en die seisoen verander, dis fine, maar as jy aanhou met hierdie moeilike tyd wat jy gaan, jy gee nie op Christus nie, gaan hy jou beloon met 'n kroon. Ja, en jy gaan iets sê, om op daai dag, jy gaan 'n skat hê. Ja, voordat ons nou gaan, wat die doel is van die krone, maar jy gaan 'n skat hê. Jy gaan iets sê wat iets werd is. Ja. Want dis nie die goud wat gemaak is wat iets werd is nie. Dit is nie edelgesteentes op die kroon wat iets werd is nie. Dit is wat dit verteenwoordig. En wat ons kan gee. Pastor Sondag, toe het jy die illustrasie gedoen van hierdie klomp jong mense, baie lekker, en dit was upbeat, en ek dink baie impressive om 'n prentjie te gee van daai oomblik wat daai krone gegooi word. En dit is die een ding, jy weet, aanbidding, jy praat van die krone van aanbidding, dit is ons manier om, as ons praat van aanbidding, wat dit regtig is, to glorify God. It's the only glory we have, is dit wat Jesus deur ons gedoen het. Ja, ek dink as ek reg is, dit is Openbaring 4, vers 5, as ek reg is, wat praat van die ouderlinge, wat voor Christus se troon gaan verskyn, wat voor sy troon verskyn, en dan sien hulle hom in sy volle glorie, en die engele begin hom aanbid vir wie hy is, en dan buig hulle op hulle knieë, en hulle haal hulle kroon af, en dan gooi hulle dit by sy voete, en hulle begin verklaar, dis alles as gevolg van u. Dit is it's you, it's because of you. Dit bestaan as gevolg van u. Jy weet, dat is wat dit is. Dit was nooit ons nie, dit was alles u. Ons kan geen krediet van daarvoor hê. Ons moet u die krediet gee. Wat is aanbidding anders as dit? Ja. Jy weet, ons sing liedjies partykeer en aanbidding of gospel musiek. Ons sing partykeer liedjies, en dan luister jy die liedjie, en dan soos dis 'n gospel song. Maar wat sê die song regtig van hoe groot Christus is? En ek steun die liedjie nie, maar kan ons woorde ooit regtig Jesus genoeg verheer? Kan ons regtig in die Afrikaanse taal, dis hoekom ons Engelse woorde bygooi, en dan soos he's amazing, jy weet, of jy weet, ons probeer as mengels, want ons probeer die regte woord soek. En ons kry nie woorde om te sê hoe groot en almagtig hy is nie. Ons kry nie, en ek dink dis vir ons geestelike tale gaan inkom, ons gaan hom in die geestelike tale aanbid, want ons gaan nie die woorde hê, die kapasiteit hê in woorde, om te sê hoe groot en amazing hy is nie. En in daai oomblik, ek weet nie of daar gaan stilte wees, en ons almal gaan besef dat we don't have enough, of dit tussen die stemme gaan wees. Maar net soos die ouderling het aan hulle krone gegooi het, glo ek, gaan ons besef, maar wow, al wat ons het, is die skatte wat ons ontvang het. En die enigste ding wat iets werd is in die hemel, is dit wat hy ons mee op die bema seat, mee beloon het, vir dit wat hy gedoen het. So, die enigste onder wat ons hom nou kan bring, is met hierdie kroon, wat sê, dis alles as gevolg van u. U is God, ons is niks,
maar dis wie ons wil aanbid en ons wil dit alles teruggee vir U. En ek imagine miljoene krone by Jesus se voete val. Ek imagine miljoene krone, die woord verwys na die 24, maar ek imagine dit krone op krone wat by sy voete bly val. En op daai oomblik is ons almal gelyk in Christus. Almal wat staan gelyk in Christus en almal verklaar dat dit is alles net U. En dis vir my 'n waardige aanbidding. Ja. Is wanneer dit nie meer gaan oor wie ons is nie, maar alles oor wie hy is. It's all about him. Hoekom ons baie keer ook sê, 'n sange is nie net aanbidding nie. Dis nie die enigste manier van aanbidding nie. Dis ons lifestyle en dit trek so mooi deur na dit wat ek en jy elke dag mee besig is. Hoekom ons selfs in ons werke besig is om Jesus te verheerlik. Soveel skrif wat by dit inkom. En it's because aanbidding is everything we have. Dit is gevolg van hom en die enigste manier is om dit terug te gee vir hom. Een van die krone is om in geregtigheid te leef. Weet, om altyd in geregtigheid te leef, jy die woord lief, jy lewe in geregtigheid, jy pursue dit. Dis jou lifestyle. Ja. Jy weet, 'n eenvoudige ding is ek ry die spoedgrens. En baie mense al oor gelag en alles in dit, maar vir my is dit 'n eenvoudige, simpel ding wat ek dink almal van ons van tyd tot tyd oortree. En daar is moments wat ek myself kry en so ek is oor die spoedgrens en dan kom ek weer af in dit en dan sê vra maar why is dit vir my so belangrik? Want dit is 'n eenvoudige stupid ding wat ou so maklik kan oortree. Maar as ek daai dissipline kan hê om dit te gehoorsaam, want die woord sê eer God, submit to the authorities of the land en daardeur word God vereer. So ek worship hom deur my obedience, deur my gehoorsaamheid tot in die eenvoudigste ding wat ek probeer. En daai loving righteousness, hating injustice, living for his glory, hoe moeilik dit ook al vir my hier is die manier hoe ek God aanbid. So wanneer ek die spoedgrens ry of probeer ry, dan is ek besig om hom te probeer aanbid. En ek kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Ek kan nie. So that's that worship. En dis die krone wat ons gaan hê. Dis presies dit. That's going to be worship. That's going to be volgens my. That's going to be something worth giving back to him. En sê maar ek kon so leef want U was binne in my. Amen. It's all about you. Ja, hier is so die werklikheid van hierdie ontmoeting met Christus, van die krone wat uitgedeel word, die werklikheid van die geleentheid om hom so te aanbid, gaan nie vir almal daar wees nie. Jy weet, en dis een van die goed wat ek Sondag aangeraak het en ek die Heilige Gees wat op my hart gelê het, is om daaroor te praat en te sê die skrif verwys na iemand wat in die hel gaan wees, in die poel van vuur gaan wees, wat gedink het hy gaan daar wees. Matteus 7 vers 33. Wat gedink het, Here, Jesus het die boek oopgemaak en hy het die boek begin lees volgens Openbaring 3:5 ook as ek reg is. En die boek oopgemaak, hy het die name uitgelees en dan word die boek toegemaak. En dan gaan daar mense wees wat uitskree, Here, en hy gaan sê ja, en hy gaan sê, maar ek het U geken, ek het hierdie vir U gedoen, ek het van tyd tot tyd kerk toe gegaan, ek het van tyd tot tyd die woord gelees, ek het van tyd tot tyd, ek sê tyd tot tyd by, want dis baie keer die gesindheid, jy weet, Jesus is daar op die background, en solank ek kom net van tyd tot tyd dien, ek het van tyd tot tyd my 10de gegee. Ek het van tyd tot tyd die geëer met my finansies, met my familie, my vriende, my verhouding, dit is 'n tyd tot tyd ding soos dit my pas. En dan sê Jesus vir hom 'n interessante ding, hy sê, ek het jou nie geken nie. En daai kennis, ek herken jou nie. Ek herken jou nie as een van my vriende nie. Jesus sê in Johannes sê, as julle doen wat ek sê, dan sal julle my vriende wees. So ek herken jou nie as een van my vriende nie. Ook al want jy doen nie wat ek sê nie, jy leef nie vir my nie. Een van die krone is om elke dag hom te verwag, elke dag verlief te wees op hom. So jy's nie waardig van so 'n kroon nie, want jy het nie vir my elke dag leef nie. Jy was nie lief vir my nie. Jou lewe was nie sold out nie. En dan gaan Jesus vir daai mense sê, gaan van my af weg. Daar gaan mense in die poel van vuur wees wat gedink het hulle gaan dit net in die hemel maak. Based op hulle lack of relationship op God. Based op die feit dat God op die agtergrond hulle God kan wees en hulle sal gered wees. Based op die feit dat hulle idee van verhouding is om God eenkant toe te skuif en God moet hulle dien meer as wat hulle God dien, jy weet, en ek praat ook nou hard en regheid, maar dit is nie 'n werklike verhouding ingee.
verhouding met God nie. En dan gaan daar mense gered word wat gedink het hulle lewe was nie goed genoeg nie. Wat so opreg was en soveel seer en goed deurgemaak het in hulle lewens en alwaar hulle vasgehou het is Jesus. En hulle was so opreg in hulle persoon na God, maar hulle het gevoel hulle gaan nie goed genoeg wees nie. En die woord praat van die twee. Wat dit wel gaan maak en dalk nie krone gaan ontvang nie, want hulle werke was nooit na hulle man was so opreg. Nou is die vraag, wat is die verskil tussen die twee? En ek is eerlik om te sê, ek is te bang om my uitlaat te maak en sê wat is die verskil, want dit is so naby daai borderline, dat al wat ek het om te sê daaroor is, jy gamble. Jy gamble. Ja. As daai jou aim is om dit net te maak, gaan jy dit dalk net mis. En jy gaan nie weet nie. Jy gaan nie weet nie. En die ou wat dink hy gaan dit nie maak nie op hierdie stadium, maar wat luister hierna en soos, maar ek wil dit maak. Ek dink net nie ek is goed genoeg nie. Vir jou wil ek sê, hoekom lewe dan om dit net te maak? En hoop jy maak dit, alhoewel jy dink jy gaan nie maak nie. Change jou gesindheid en begin die krone persoon. Persoon 'n verhouding met Christus, wat 'n bewys is van jou verhouding met hom. Dis wat Paulus was nooit bekommerd dat hy nie hemel toe gaan nie. Paulus was bekommerd dat hy nie 'n kroon sal ontvang nie. So Paulus het die geloofsekerheid gehad, dat hy gaan hemel toe gaan. Hy het die vrede gehad, ek sal hemel toe gaan, maar ek's bang ek verloor my kroon. En dit was die bewys daarvan dat hy gered is. So die oomblik wat ons gered is, wedergebore, geesgevulde kinders van God is, dan is ons gesindheid nie meer, ek wil net hemel toe gaan nie. Die Heilige Gees begin ons oral om te begin worship met ons lewenstyl. Hy begin ons oral om te begin siele red. Hy begin ons oral om die evangelie te verkondig. Hy begin ons oral om vir God te leef. En dan volg die krone. Ekskuus Ilse. Dan volg die krone as 'n bewys van ons verhouding met Christus. Dis die vrugte. Jy weet, Jesus sê, gaan vir my weg, want jy het geen vrug in jou lewe gehad nie. Gaan vir my weg, want daar was geen olie gewees nie, weet, en dis 'n bewys van die Heilige Gees in jou lewe. So as daar so iemand is, ek net vir jou sê, begin die krone persoon. En jy gaan agterkom of die Heilige Gees in jou lewe, want jy gaan agterkom, jy ook toe kan iemand vertel van Jesus Christus. Ja, met hom deur jou. Met hom deur jou. Ja. Hy gee vir ons die krag, hy gee vir ons dit en daarom kan ons dit doen. So ek voel vir daai ou ook, as jy sit en jy twyfel, is dit waarop jy kan staat maak. So die ou wat die 10 krone het dit net gekry want hy het sy vertroue in Jesus gesit en gesê ek is bereid om die kans te vat en selfe raad kan hy ook toepas. Die 10 kan 20 word. There's so much more daai. Die talente, die skrif oor talente is nou 'n bietjie vir iets anders, maar daai idee van vermeerdering, jou ability kan vermeerder deur daai raad toe te pas. Of jy nou by die 0 krone is en of jy nou al reeds op 20 krone staan volgens daai vergelyking. En dit is interessant dat Jesus vertel daai vergelykings juis met die doel op die ewigheid. En daar's 2 stories wat Jesus vertel en hy vertel die een en hy gee die talente. En dis waarna jy verwys en dan wat jy met die talente gedoen het, sal hy vermeerder en die een wat niks met die talente gedoen het nie, sê jy is slegte diensknegt. Hy vertel 'n ander storie wat hy dan praat oor die persoon wat weggaan om gekroon te word as koning en dan kom hy terug en dan het hy in sy 3 diensknegte gedeeltes gelos en as hy terugkom en sê jy het goed gedoen en ek gee vir jou dorpe. En ek gee vir jou dorpe, so ek maak jou koning 'n heerser oor dorpe en 'n heerser oor soveel en ander sê nee, jy was sleg, ek kan in jou niks gee nie. Hoekom net in 'n plek wees waar jy Jesus ken, maar nie so leef dat sy gees deur jou leef nie. Hoekom net dit oorlos vir kans? Jy weet dat die enigste bewys wat ons het van ons redding is die pand van die Heilige Gees. Dis die enigste bewys dat ons gered is. Enigste bewys dat jou naam in daai boek van die lewe geskryf staan, is die bewys dat die Heilige Gees, dis die pand. As jy in gaan stap, gaan daar gesien word of jy 'n pand het. Is die naam van Jesus Christus op jou voorhoof geskryf? Is jou naam in die boek van die lewe geskryf? En die enigste manier wat ek en jy het om daarby uit te kom is deur wedergeboorte. Johannes 3 vers 5, Johannes 3 vers 3 tot 5 waar Jesus vir Nikodemus verduidelik, jy moet wedergebore word deur gees en water. En dan sê Jesus dan, jy weet dan net kan jy in die koninkryk van God ingaan. En dan die enigste bewys wat ons het dan dat ons gered is. Die enigste bewys dat ons het dat die Heilige Gees in ons leef,
né? En dat ons hierdie pand besit, want dit is 'n geestelike ding. Is die vrugte? Ja. Is die vrugte wat na vore kom? Hulle het dit betwyfel. Paulus het betwyfel as iemand nie vrug gehad het nie of hulle die Heilige Gees ontvang het. Pand meen 'n deposit. Dis daai upfront, dis die eerste deel wat ons kry. En dit maak my opgewonde want then this is just the beginning. We've got so much more to look forward for. So dan te prep vir daai tydperk. Doen hierdie, doen jou ding, daar's soveel meer wat in die toekoms is. Daar's 'n mooi skrif wat sê God gee nie sy gees teen dele nie. Yes. Hy gee ons die volheid daarvan. En jy praat van 'n deposito en dit is so amazing om te dink dat as 'n wedergebore, geesgevulde kind van God, leef die Heilige Gees reeds binne in jou. Dieselfde Gees wat ek dink altyd as ons dit sê, dieselfde Gees wat uit die dood uit Jesus uit die dood uit opgewek het. Meaning ons het nie lek in krag nie, ons het net nie 'n stukkie van die krag gekry nie, ons het die volle werking van die Heilige Gees gekry. Dis 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Amen. So daar's geen eksterne krag, demone, wêreld, enigiets wat ons as verskoning kan gebruik hoekom ons nie in verhouding met Jesus staan wanneer ons wedergebore is nie. Wanneer ons ons lewens vir hom oorgegee het, om aangeneem het as ons redder en saligmaker nie. Geen eksterne krag nie, want alles wat ons nodig het is hier binne. Nou is dit net jou eie keuse. Gaan jy hom dien? Gaan jy vir hom leef? Gaan jy hom die belangrikste ding maak in jou lewe? Gaan jy alles rondom hom laat draai? Gaan jy dit oorgee vir hom? Gaan jy leef vir die krone? Yes. Want die vrug wat jy sien, die vrug wat anders sien en beleef, dis die bewys van jou redding. Dis nie dooie dade nie. Hierdie is nie 'n wettiese ding waaroor ek praat nie. Ek praat nie van jy moet hierdie wettiese goed doen, jy moet hierdie dade sonder geloof is dood, maar geloof sonder dade is ook dood. Jakobus praat daaroor, is reg. Geloof sonder dade is dood. Hoekom? Want dis nie die tipe geloof wat die woord van praat nie. Die geloof wat die woord van praat wat ons in Christus moet hê, wat ons red, ons is deur geloof gered. Daai geloof is die geloof wat dade na voortbring. Wat se dade? Dade wat deur die Heilige Gees aangehelp word. Yes. En dis 'n bewys van jou verhouding. En as daai vrugte nie daar is nie, moet jy bekommerd wees. Yes. Gaan ondersoek, doen introspeksie, gaan vra jouself, waar is jou verhouding met Christus? Want waar ook al jy in 'n verhouding met Christus staan, daar moet bloeisels wees. Jy weet, en daar moet vrugte voortkom saam. Ons weet dis 'n heiligmakingsproses. Ons weet dis 'n natuurlike proses wat die Heilige Gees ons opvat en ons gaan heiligmaking deurgaan tot op die einde. Ons weet hierdie dinge, maar daar moet nou al begin bloeisels kom. Daar moet nou al begin klein vrugte aankom. Daar moet en somewhere moet mense rondom ons van daai vrugte kan eet. En sien en besef dat wow, ek sien Christus in jou. Want daai is die bewys van hoekom, want dis daai verheerliking van Christus hier wat ons eendag vir hom gaan teruggee en sê Jesus, mense het gesê, hulle het U in my gesien. En ek wil net sê dis alles as gevolg van U. Yes. Dis as gevolg van U liefde, as gevolg van die Heilige Gees, dis as gevolg van U. All about him. All about him. En Niels is so van my kant af ten slotte is dit die lewe vir daai moment. Wat die prentjie vir ons nie ingekleer het rondom die lewe hierna nie. Dit is vir my amper soos, miskien kry ek nog 'n openbaring daaroor en dit gaan ook vir my so iets wow wees. Wat ons presies gaan doen en of ons gaan visvang of nie en al daai goed en tog kleer die woord vir ons goedjies in. Maar alles wat hierna gaan volg, spring weg met hierdie gebeurtenis. Die boeke gaan oopgemaak word. Almal gaan verklaar, gelowige, ongelowige, elke mens wat ooit geleef het, gaan verklaar dat hy die koning is. Hy gaan die boek oopmaak. Hy gaan die wie se name daar is uitlees, die wie se name nie daar is nie, gaan die poel van die vuur gegooi word en dan gaan hy begin krone uitdeel by sy bema seat. En almal wat krone ontvang het, gaan dan voor hom neerval, hom aanbid. En my opinie is dat ons almal soos die ouderlinge gaan ons krone by sy voete gooi en sê, dis alles as gevolg van U, dit is U heerlikheid, ons verheerlik U. En daai gaan die wegspring wees in ons lewe hierna. Ek wil nie daai hele moment mis nie. Ja. En ek wil die luisteraar daartoe encourage. Lewe vir daai moment. Yes. Moenie 'n 5 jaar plan nie, 'n 100 jaar plan. Hê 'n plan vir daai dag. Belê in daai dag. Because that's going to be amazing and you don't want to miss out in glorifying Christ in that way. Amen.